Goeiemôre, baie welkom by vanoggend. Het is goed om julle te sien. Ek is bly dat julle nie ook op vakansie is nie. Want as julle op vakansie is, dan is ek jaloers, want ek kan nie op vakansie gaan nie. Maar baie welkom vanoggend, en soos jy kan sien, het ons eie styl en ons besoekers. Ons het baie besoekers vanoggend. Welkom hier so vanoggend. En ek hoop die Here ontmoet jou op die plek waar jy is. En dit waarvoor jy gekom het, is wat God vir jou sal gee. Ons het 'n baie spesiale gemeentelid, 'n nuwe gemeentelid. Julle sal sien, hy het kort beentjies, hy spierwit en dis 'n hond. Watter kerk het 'n hond in? Nie enige kerk nie. Maar dit is 'n gidshond, so baie welkom aan die mense saam met die hond. Julle is baie welkom. Ons sien dit as 'n voorreg. Hier's plek vir enige iemand, ons mense van Parys. Ek hoop ons sien julle meer, maar die brandstofprys gaan dit moeilik maak. So ja. Vriende, nou ja, het ek enige iets of iemand vergeet? Mense wat van die Kaap afkom, hier's mense uit die Kaap uit, weet ek ook, baie welkom. Ja, vriende, waar begin ons? Kom ek groet jou eers, dan kom ons raak stil. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Ons tema vanoggend is, daar's hy, brood uit die hemel gee lewe op aarde. En ek dink kan duidelik sien dat vanoggend gaan ons brood eet. En die van julle wat nie weet nie, vanoggend het ons nagmaal en gaan ons aan die Here Jesus se tafel sit. Maar kom ons begin op 'n punt, want wat gaan ons nou sê oor brood vanoggend? So ek het 'n vraag om vir jou te vra vanoggend. Wat is die een ding wat jy nodig het in die lewe om te kan leef? Waarsonder jy nie kan bestaan nie. Daai een ding wat jou in die lewe hou. Die kinders sal dadelik vir my antwoord, my selfoon. Kyk aan, skud die koppies. Verseker, ek dink jou ouers het gesukkel om jou te kry vanoggend om die selfoon natuurlik by die huis ook te los. Maar dis nie vreemd nie, jy sal nie weet nie, iemand wat nie sonder hulle selfoon kan nie, hulle noem dit nomofobie. Dis mense wat angstig raak as hulle sonder hulle telefone is. Ken julle daai gevoel? En dis mense wat totaal verboureerd raak en paniekerig raak as hulle sien die battery begin leeg word. Ek het vir jou nuus, dink miskien daaraan, maar dit is nie 'n selfoon, jy kan sonder 'n selfoon lewe, kinders, dis moontlik. Jy het hom nie nodig nie. So kom ons raak ernstiger oor die saak, wat het jy regtig nodig? Kos en water. As ek dit van jou wegvat, gaan daar al hoe minder en minder van jou wees, en uiteindelik gaan jy sterf. En daar sekere kosse wat ons nodig het, en wat 'n basiese voedselsoort is, en dit noem ons 'n stapelvoedsel. Iets wat maklik beskikbaar is, wat goedkoop genoeg is. Ek het 'n paar lande om vir jou te noem. As dit China en Japan is, en jy vra vir hulle stapelvoedsel is rys. In Europa is dit natuurlik koring en brood, en dit is baie deel van ons kultuur ook. Die Meksikane is baie lief families, en hulle doen allerlei goeders daarmee. En ek het lank gewonder, wat is Suid-Afrikaners se stapelvoedsel? Ek is teleurgesteld, braaivleis, ek hou daarvan, dis ek daai, ek is 'n vleiseter. Maar julle ken kos, is baie goed, want jy het dit nodig, jy kan nie daarsonder nie, kos is 'n belangrike ding. En in die antieke tyd het die Here Jesus Christus hulle brood geëet. En as jy 'n dier sou gehad het, het jy hom nie sommer geslag nie, want 'n dier kon vir jou iets anders produseer, soos melk of sulke goed. So vleis was 'n baie rariteit. Konings en mense met baie geld het dit gehad. Maar die doodgewone mens soos ek en jy, het brood geëet. Niks meer en niks minder, met miskien iets by. En ek wil vanoggend met jou 'n stuk deel oor brood, waar die Here Jesus besig is met 'n preek. Ons gaan 'n bietjie na sy preek kyk, is maklik, vanoggend vat ek sy preek, nie myne nie. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna, wat het hy in 'n preek gesê, wat hy besig was in die sinagoge. Kinders, ek wil nou net stop vir 'n oomblik. 'n Sinagoge was 'n plek waar die Jode, of die mense van Jesus se tyd, bymekaar gekom het. Hulle het amper dieselfde styl as ons kerk gehad, maar daar was nog steeds iemand wat voorgestaan het, en hulle het boekrolle gehad wat hulle oopgerol het, en dan het hulle uit die boekrolle uitgelees. Die mees bekendste of beskikbaarste boekrolle op daardie tyd was die Torah, dis die eerste 5 boeke van die Bybel. Alhoewel daar ook die
profetiese boeke was, Jesaja hulle, wat beskikbaar was. Maar hulle het hierdie boekrolle afgehaal en hulle daar uitgelees, en dan het hulle oor hierdie skrifte gepraat en geredeneer, en jy weet self, die Here Jesus het dit self ook gedoen. Maar dis hoe hulle by mekaar gekom het, en in die sinagoge, en die manne en die mense het gesels oor die woord van God. Die Here Jesus is op 'n dag in Kapernaum, dis ook die dorp waar hy die meeste van sy tyd gebly het, terwyl hy besig was met sy bediening, is hy besig in 'n sinagoge om 'n preek te lewer. En hoor wat sê hy, o ja, jy moet saam met my blaai na Johannes 6 toe. Amper vergeet ek. Die Bybel is hier vanoggend. Ons gaan kyk na Johannes 6. Johannes 6 hiervan omtrent vers 47. Ja. In Johannes 6 is Jesus besig met eintlik is die preek in 2 dele, ons kyk na die tweede gedeelte vanoggend. Maar kom ons lees saam, wat sê Jesus, en is ook op die bord hier agter my. Johannes 6 vers 47. Johannes is die 4de boek in die Nuwe Testament. Kom ons gee almal nog kans om by dit uit te kom. Hoor wat sê die Here Jesus. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo het die ewige lewe. Kyk, Jesus begin nie met een of ander introduction soos wat ek baie keer doen, of iets andersters nie. Hy sê vir hom soos hy is. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. Dit is dit. Hou vir 'n oomblik vas. Dit is vir my so mooi woord wat hy gebruik daarso. Uit die hemel uit neerdal. Manna het uit die hemel uitgeval. Ja, die Here Jesus het deur die Gees van God afgekom en mens geword. En tussen ons kom woon. En is weer terug. Maar die beginsel is, met respek word dit so mooi gesê, hy het uit die hemel uit neergedaal. En een van ons geword, volledig mens, volledig God. Maar dit is so mooi met soveel respek. Kom ons gaan aan, vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam, wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Die Jode het onder mekaar gestry en gesê, hoe kan sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet, ook deur my leef. Dit is die brood wat julle uit die hemel neergedaal het. Nie soos die manna wat die vaders geëet het nie, en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. Dit het hy vir hulle in 'n sinagoge gesê, terwyl hulle in Kapernaum onderrig gegee het. Waar begin Jesus met hierdie boodskap van hom? En jy het dit al soveel keer gehoor oor geloof, maar hy begin by 'n eenvoudige ding, en hy begin dadelik en hy sê, geloof. Hy begin met die konsep van geloof. En hy probeer iets hier baie duidelik maak. En as ons na die wêreld gaan kyk, daar's baie mense in die wêreld wat glo in die Here Jesus. As jy dit nie weet nie, die duiwel glo ook in hom. Hy glo ook Jesus bestaan. As jy dit nie weet nie, die duiwel ken die woord van God, want daarom kon hy dit quoteer toe hy die Here Jesus versoek het. Ek en jy glo ook in baie dinge, maar die geloof waarvan hy hier praat, en dis waarmee hy begin hierso is, dis geloof wat gaan oor vertroue. Dis geloof wat gaan oor liefde. Dis geloof wat gaan oor verhouding met God. Dis die geloof waarvan hy praat. Die vertroue en om te erken, Jesus is die Seun van God. Ek hoor baie keer hierdie vraag, maar hoe weet ek is kind van God?
hoe op aarde kan ek dit uitfigure, want mense sal vir my sê, ek probeer maar, ek kom bietjie kerk toe, ek gee nou en dan so 'n geldjie of 2, en dan is ek in die Here weer op 'n goeie plek. Ek het nie vir die bord gevra om dit vir my op te sit nie, maar ek wil hê jy moet vir my blaai, bietjie verder aan na Romeine 10 toe. Romeine 10 vers 9. En as jy iemand is wat daarvan hou om in jou Bybel iets te merk, kan jy hierdie gedeelte merk. Want dis 'n reguit harde woord van God, maar dis waar. Romeine 10 vanaf vers 9. Ek wil hê ons moet hom graag saam lees. Ek gaan hom vir jou stukkie vir stukkie lees. Hoor wat sê Paulus, en hy skryf dit aan die gemeente in Romeine. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, ek is seker ons bely dit. Ek is seker die feit dat jy hier sit vanoggend, is jy nie skaam om dit te sê nie. En jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het. Glo jy dit? Ek vra, glo jy dit regtig? Is jy seker dat jy seker is Jesus het regtig opgestaan, of is jy net deel van hierdie organisasie op 'n Sondag? Is jy seker daarvan? Hoor wat sê hy verder. Sal jy verlos word, want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar, met die mond bely ons en word ons verlos. Dis 2 verse, maar hierdie 2 verse sê baie. Jy kan dit nie net sê nie, jy moet dit met jou hart bely. Daar moet erns by jou wees oor God. Kom ek vra jou 'n vraag, niks met die Bybel uit te waai nie. Jy gaan hemel toe, is net 'n beeld wat ek vanoggend wil gebruik. En in die hemel, het jy alles wat jy wil hê, al die gesondheid, die mooiste man en vrou op aarde, met ander woorde, die ene wat langs jou sit, is dan eers die mooiste wat jy kan dink, want jy wil dit dalk hê, jy het alles wat jy besit, die gebou waarin jy wil bly, met die beste sitkamer, en alles is perfek, die grootste kombuisdames, die duurste karre, manne, jy het alles wat jy jou hele lewe wil hê. Maar daar's een probleem. Miskien is dit nie vir jou nie. Jesus is nie saam met jou in daardie hemel nie. Stel jy nog belang om te gaan? Want dis 'n goeie vraag om te vra. Is die versoek wat jy in jou hart het om by Jesus te wees, of is die plan in jou hart om Jesus te gebruik om uiteindelik by die hemel uit te kom? Dis 'n goeie vraag. Watter rol speel Jesus in jou lewe? Is dit jou ticket to heaven? Dis 'n goeie vraag. Waarvoor gebruik jy Jesus? Want dan mis jy die punt. Dan mis jy hierdie teksvers. Jesus is nie die ene wat jou in die hemel kry nie, maar hy het vir jou gesterf. Jy kan hom nie gebruik daarvoor nie. Jy glo in God. Dis wat hy hierso sê. Kom ons gaan verder. Verder sê in vers 47, het jy die ewige lewe? As jy met jou hart glo en met jou mond bely en erns maak met God, het jy die ewige lewe. Nie, ja, ek sal maar kyk hoe loop die dinge nie. Iemand in die gemeente het eendag vir my gesê, ek try maar. My vriend, my broer, my suster, ons kan nie so werk nie. Verhouding met God, dan weet ek. Hy was 'n doodgewone man, doodgewone mens, maar hy was voluit God ook. En dan sê hy 'n verskriklike ding voor hierdie mense, en hulle hou nie van wat hy sê, en hy sê in die volgende vers, ek is die brood van die lewe. Nou dis baie mooi duidelik, in vers 47 en 48 sê hy 2 keer die woord lewe. Hy sê dit later ook weer. So, hoe op aarde onthou jy 'n ding? Deur die reël van herhaling. Deur die reël van herhaling. Deur die reël van herhaling. Met ander woorde, Jesus doen dieselfde ding. Hy sê oor en oor dieselfde ding, dat hierdie mense kan verstaan, waar hy hierdie idioom gebruik van brood. Dat mense kan verstaan, maar jy het hom nodig. Soos dat ek en jy brood nodig het om te lewe, het jy Jesus nodig om geestelik te lewe.
In ander lande sou hy miskien dieselfde metafoor gebruik het in dieselfde preek en hy sou dalk gepraat het van reis. Of hy sou dalk gepraat het van mielies. Want dit is wat daardie mense verstaan, wat hulle nodig het om te lewe. En in my en jou wêreld en in daardie tyd gaan dit oor koring wat aan die einde van die dag brood is. So kinders, ek het vir jou nuus. Jy kan nie sonder jou foon, dink jy, maar eintlik kan jy. Maar jy kan nie sonder kos nie en jy kan nie sonder brood nie, want jy sal dit nie maak nie. Hoekom? Hoekom gebruik die Here Jesus hierdie ding? En in daardie tyd het dit moeilik gegaan. As jy brood wou gehad het, moes jy iets in die grond sit en jy moes hom nat gemaak het en dan het hy gegroei en dan het jy hom afgesny en dan het jy 'n proses gehad en dan het jy hom gemaal en uiteindelik het jy 'n brood. Jy ry nie spar toe nie. Dit was 'n missie. Om net aan die lewe te bly was werk. Harde werk, wat jy harde werk moes gedoen het. My vraag aan jou is, wat het jy waarmee jy jou besig hou om te leef? Wat doen ek en jy om vorentoe te beweeg in ons lewe? Suksesvol te wees en te bepaal dit wat ek en jy gaan aan die einde van die dag kry. Wat is daardie een ding wat jou opgewonde maak? 'n Sport. Ek is self lief vir 'n sekere sport. Miskien is die ding wat jou aan die lewe hou en wat jou vorentoe laat beweeg, opleiding. Jy is dalk 'n studeermens, jy kry sulke mense. Hulle leer en leer en leer. En dis goed, dis hulle persoonlikheid, maar hulle studies en kwalifikasie, laat hulle vorentoe gaan in die lewe. Miskien is jy iemand wat daarvan hou om baie vriende te hê. Hoe meer vriende jy het, hoe meer energie gee dit jou. Miskien is jy iemand vir wie dit baie belangrik is hoeveel likes jy kry. Nou verstaan die kinders nou wat ek sê. En hoe besig en wat is jou status op sosiale media? Nog erger te maak is, en hoeveel followers het jy? Hulle smaai, hulle weet almal presies waarvan ek praat. Miskien is dit die ding wat jou in die lewe hou die hele tyd. En jy kan nie daar sonder nie. En jy moet gedurig gaan kyk, het ek dit? Het ek op 'n plek gekom waar ek is? Wat sê Jesus vanoggend vir jou? Met sy verwysing na brood. Hy sê vir jou en vir my, net soos wat daardie ding vir my en jou belangrik is, eintlik moet Jesus belangrik wees. Dit is eenvoudig. Maar dis wat ek en jy nodig het, is Jesus. Maar kom ons gaan verder, ek wil na die volgende konsep kyk, die volgende 2 verse. Ons kyk mos na sy preek. En hy begin hier en hy praat nou hierdie keer van brood uit die hemel. Maar hy praat nie van gewone brood nie. Jesus is nie gemors kos nie. Of daardie iets, as jy by die, julle weet waarvan ek praat, as jy by die yskas so verbygaan en jy pluk hom oop en daar is so ietsie in wat jy vat. Dis mos vinnig, is lekker, né? Of daai choppie wat jy gebere het en dan kom jy die volgende dag by die yskas en jy maak die yskas se deur oop. En dan het iemand anders daardie choppie geëet. Dis groot teleurstelling. Of daai stukkie brood of daai ietsie waarna jy gesoek het. Dis 'n vinnige kosie, ons gaan aan. Nee, dis nie die kos wat Jesus vir my en jou is nie. Jesus is volgraan, free range, glutenvrye brood. Die beste wat jy kan kry. Want dit kom uit die hemel uit. Vergeet baie keer ons dien 'n God uit die hemel uit. En ek en jy het hierdie liggaam van hierdie God nodig om te kan leef. Anders gaan ons dit nie maak nie. En die wonderlikste van alles is, Jesus kom en hy sê, hier's dit. Ek gee dit vir jou. Dit is beskikbaar. Hy sê dit vanoggend vir jou, hier is my liggaam en hier is my bloed. Dit is 'n metafoor, maar dis die sakrament wat ons gebruik. Hier's dit. Vat dit. Baie keer is daar mense wat vir my sê, maar ek sukkel. Ek is nie op 'n goeie plek in my lewe nie. Ek en die Here is nie op 'n goeie plek nie. Ek is nie seker of ek kan nagmaal gebruik nie. Ek is nie seker of ek weer Bybel kan lees nie. My vriend, dis die beste plek om te wees, om by God te sit, want dis waar jy begin. Dis al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het, is om net by God te gaan sit. En vanoggend het jy die voorreg om by hierdie tafel te kom sit. Nou Jesus vat dit verder, as jy verder gelees het, en jy gehoor daarvan, die Jode is toe baie omgekrap. Jy moet nie een ding onthou, hy praat van sy liggaam wat hulle eet, en hy praat van die bloed.
In die eerste plek het hierdie mense geglo, as jy sou vleis eet, moet jy sorg dat daar geen bloed naby is nie. Dit moet uitgebloei word. Ek verstaan nie die konsep presies nie. Dis asof Jesus nie terugduins toe hierdie klomp mense vir hom goeie sê nie. Hy besluit wel, as die brood nie vir jou goed genoeg is nie, dan gaan ek sommer verder en ek gee vir jou die volle waarheid. Dan vat jy die wyn, dan vat jy my liggaam, want dit is wie en wat hy is. En ons almal weet dit baie duidelik, sy bloed moes gevloei het. Ek en jy kan nie daar sonder nie. Daar moet 'n honger by my en jou wees vir God se woord, maar vir die Here Jesus ook. Kom ons kyk na die wêreld en ons kyk bietjie na onsself. Ek wil prakties wees daaroor. Die wêreld is te mekaar. Die wêreld is stikkend. Mense is honger na iets, hulle is soekend. En dan gebruik ons gewoonlik iets om gate te vul. Dis tipies mens. Die seer minder te maak, die situasie te verbeter, want daar is hierdie honger die hele tyd. Maar vir my en jou is daar iets, 'n geofferde liggaam. Geofferde liggaam aan 'n houtkruis. Nou, dis baie goed. Dis baie oulik om te hoor van Jesus. Dis baie mooi om te gaan sê, ons gaan nagmaal hou. Maar daar's daar 'n sê ding wat sê, jy is wat jy eet. Miskien besef jy dit nie. Daar was 'n tyd wat jy nie self gekies het wat jy eet nie. En dis die tyd toe jy aan jou maag gedrink het. Jy sal dit nie onthou nie. En wat sy ook al ingeneem het, was jou voedsel. Maar dit was nie baie lank nie, en toe moes jy self begine eet. En 'n rukkie daar later, wat gebeur? Jy word groter en jy kan begine kies, al is jy hoe klein, wat jy eet. Want wat gebeur met hierdie kos wat jy vat? Dit gaan in jou liggaam in. Dit word deel van jou liggaam. En net so het ek en jy 'n keuse om te besluit, maar wil ek dit eet? Wil ek gemorskos eet? Of wil ek van hierdie perfekte brood eet, wat die Here Jesus is? Want nou kan jy dit kies. Jy sit vanoggend hierso. Is jou keuse. Wat wil jy inneem? Want dis waaroor dit gaan. Dit word deel van jou. Jy het niks anders nodig. Niemand anders nie. Net Jesus. Sy brood, sy liggaam. Want sy brood, liggaam kom uit die hemel uit, soos hy dit 2 keer gesê het, en dit gee lewe. Dis al wat dit doen. En ek wil jou vanoggend uitnooi, om vanoggend by hierdie tafel saam met die Here Jesus te sit. Saam met ons nagmaal te gebruik. En stil te word vir 'n oomblik en te besef, maar waarmee is ek besig? En in sy teenwoordigheid vanoggend te sit, met die brood van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U, en dan besef ons, hoe honger ons eintlik is. Dan besef ons, maar ons het nie wat ons nodig het nie. Ons elkeen sit met ons eie stukkie honger, wat ons nie gevul kry nie. En U en die Gees weet saam met ons presies wat die uitdaging is. Here, U weet presies waar die leemte is. U ken ons honger maar na waarheid, na lewe, na dit wat ons nodig het. Ons wil vanoggend kom en ons wil U vra dat U ons elkeen sal ontmoet op die plek waar ons is. Ons elkeen sal ontmoet op die plek waar ons vanoggend nodig het om aan hierdie tafel te sit en U teenwoordigheid te ervaar. Ek wil U vra, Here, om ons elkeen te lei en vir ons rustigheid te gee. Amen. Vriende, voor ons oorgaan na die nagmaal, daar's 'n paar reëlingkies wat ek graag wil tref. As jy 'n besoeker is, jy's meer as welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. As jy 'n kind is, dit gaan oor jou ouers besluit. As jy verstaan, ek vra vir die ouers, julle is die geestelike hoof in die huis, die man veral, en jy kan dit saam met jou gesin doen, want dit is wat jy as hoof van die huis met hulle kan deel. Dit is jou keuse of jy dit wil doen of nie. 'n Ander ding is, as jy na die laaitjie kyk, soos hy nou hier is, wie skingbordjie, ek weet nie wat om te noem nie, die buitenste rytjie is wyn, en die binnenkantste 2 rye is druiwesap, sodat dit mense vir wat julle spesifiek het, en voor ons gaan beginne, die mense kan so lank vorentoe kom, wat ons gaan help om dit te bedien,
En dan is daar 'n paar jong mense wat besluit het, hulle wil vir ons aan 'n pasgatafel vanoggend sit. So, julle is baie welkom om daar so te sit en met julle ete te begin. Daar's van die mense wat uitgedeel het, wat nou terug in die banke is, wat ek vermoed julle het nie gekry nie. Kan julle net, het julle gekry?
Enige iemand wat oorgeslaan is, daarbo enige iemand. So almal het dan gekry. Ek dink almal het gekry, ons kan voortgaan met die verrigtinge. Ek het vir die jong mense gevra, julle het almal nog gekry. Ek het vir die jong mense gevra, nou dit was hulle inisiatief. Dit is ons jong volwasse groep wat elke Sondag na kerk bymekaar kom. En ja, hulle is nog hulle uitdaging. Jy kan nog eers vashou met die brood en die wyn. Ons gaan nou dit vat. En toe vra ek vir hulle om vir my 'n pasgatafel te dek. En hulle het 'n pasgatafel gedek en hulle is besig met 'n pasga ete. En Jesus het gevra vir sy disippels om die pasga vir hulle gereed te kry, as jy die skrif gaan lees in die evangelies. En toe het hulle bymekaar gekom om hierdie pasga ete te eet. En daar het die Here Jesus uit die pasga ete uit vir ons die nagmaal gekry. En ek wil hê jy moet saam met my rustig luister oor wat staan hierso. En ons gaan begin met die brood, want dis wat die Here Jesus gedoen het. En ek wil die skrif met jou deel vanuit Korintiërs waar Paulus geskryf het in die derde persoon het. En hoor wat skryf Paulus hier om te verduidelik hoe hou ons die nagmaal, soos wat dit ook gedoen is in die evangelie. 1 Korintiërs 11 vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam, ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. Die liggaam is vir ons gegee. En elke keer wat jy hierdie brood vat, dan herinner jy die Here Jesus. En kom ons vat saam. Baie mooi in die Ou Testament, jy kan die boek Jesaja gaan lees, hoofstuk Jesaja 53, en jy die hele hoofstuk lees, en dan gaan jy baie duidelik sien, wat hulle met die Here Jesus gedoen het, en hoe hulle sy liggaam gebreek het, letterlik gebreek het. Maar een ding is 'n feit, hulle het nie sy bene gebreek nie, en dit was die profesie. Maar dit kom al in die Ou Testament, omtrent 700 jaar voor Christus, is daar alreeds gesê, maar dit gaan gebeur, en dis wat ek en jy vier vanoggend met die brood. En toe gaan die Here Jesus verder, terwyl hy aan die tafel gesit het, en besig was met die pasga. En dis waarom ek nie omgee, dat jy vanoggend rustig is en ontspan, en 'n ete kan hê nie. En daarom sit hulle in eet en gesels, want dis wat hulle gedoen het. En nou gaan dit verder, 1 Korintiërs 11 vanaf vers 25. So ook met die beker na die ete. Hulle het die hele tyd gesit en eet, en toe die Here Jesus die beker gevat. Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Elke keer as jy hierdie sakrament vat, dan bring jy die Here Jesus in herinnering. Maar hoor wat sê in die volgende vers. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Jou verkondiging van die woord van Christus, jou uitpraat, is 'n mooi woord, om uit die kerk uit te praat, begin nie by planne nie, begin by die tafel. Dis wat ek en jy doen. Dis wat ek en jy nodig het, om die innerlike krag te hê, om die honger self eers te vul, sodat ek en jy op 'n plek kan kom, dat ons kan die woord verkondig. En ek wil hê jy moet saam met my die wyn vat, soos die Here Jesus.
Is daar enige iemand wat sou verkies om die beker te vat? Is nou terug. Nog enige iemand? Vriende, dit bring ons aan die einde van die tafel, maar dit was nooit die einde vir die Here Jesus nie, want dit was daardie nag waar alles beginne gebeur het. Kom ons word stil en kom ons bid saam. Here, ons besef vanoggend sit ons by 'n tafel, u tafel. Ons besef vanoggend dat jy uit die hemel uit neergedaal het, die volledige brood wat ons almal nodig het, mens geword het, deel geword het van ons met pyn en lyding en hartseer. Dat jy jouself gegee het, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes, sodat ons kan herstel word deur u Gees, sodat ons aan die einde van die dag weer nuwe kinders van u kan wees, nuwe skepsels. U sê self in die skrif dat ons wit gewas is met u bloed. Daarom besef ons maar, ons is nietig. Ons wil u dank, Here, vir hierdie geleentheid, wat u elke keer vir ons voorberei aan die tafel. En ons harte is dat u ons sal voed en saam met ons sal stap, elke oomblik van die pad wat voor lê. Amen.